Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou, dit gaan met jou goed. Nou, ek hoor reg oor die land, veral hier in Klerksdorp, Hartbeesfontein, Noordwes, reën dit elke dag. Dit reën baie meer as wat ons aan gewoond is. En ek hoor boere wat sukkel om in die lande in te kom om te stroop. En daar's baie probleme met al die reën. My gras word nie gesny nie, want is eenvoudig net te nat. Maar ek bly in 'n platdakhuis. Nou as jy in 'n platdakhuis bly, dan gaan jy nou weet waarvan ek praat. Dit maak nie saak hoe skoon jou geete is en hoe voorbereid jy is vir die reën nie. 'n Platdak lek altyd. En ons spandeer regtig baie tyd en energie en geld om elke jaar hierdie ou platdak van ons se dak reg te kry voordat dit reën. Maar hierdie jaar is die reën eenvoudig net te veel. En oralste in die huis, wanneer dit reën, hoor ek tip, 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 soos die water deur die dak op die ceiling drup. Dit kan nogal irriterend raak. Veral as jy lekker slaap en jy word wakker met 'n klank van 'n gedrup en 'n druppel wat aanhoudend drup. Miskien weet jy nie waarvan ek praat nie. Nog 'n voorbeeld. Partykeer draai iemand die kraan in die badkamer nie so lekker toe nie. En dan drup daardie kraan die hele nag. Tip, tip. En dit raak later oorverdowend in jou kop en dit raak irriterend. Spreuke 27 vers 15 sê, 'n aanhoudende gedrup op 'n reëndak. Hy sê 'n toesgierige vrou is eenders. Nou ek wil nie vanmôre met jou praat oor die toesgierige vrou nie. Ek wil met jou praat oor die aanhoudende gedrup op 'n dak. 'n Drup in 'n kraan, 'n drup in 'n dak, dit lyk baie keer onskuldig. Een druppeltjie op 'n slag, maar oor 'n tyd raak dit irriterend. Dit raak uitputtend en selfs vernietigend. Dis nie net die volume van die water wat verlore gaan wat geplan nie, dis die aanhoudendheid. So werk daar baie klein dingetjies in ons lewe, sondes, negatiewe gedagtes, klein gewoontetjies wat nie nou ernstig lyk nie. Dit voel nie vir jou ernstig nie. Maar as hierdie sondes of hierdie negatiewe gedagtes of hierdie klein gewoontetjies aanhou drup en drup, begin dit jou hart, jou vrede en jou verhouding stadig maar seker irriteer. 'n Drup in 'n kraan mors ook water. Dis iets waardevol wat verlore gaan. Net so mors ek en jy kosbare tyd, energie en seëninge as ons aanhou om hierdie druppende, kom ons noem dit maar sondes of negatiewe dinge, in ons lewens kan toelaat. Daardie onvergewensgesindheid, daardie kla, daardie twist, verkeerde ingesteldheid, daardie ding wat die hele tyd in jou lewe drup. Ek kan ook verder gaan. Miskien is daar klein goedjies in jou lewe wat jy nou so 'n bietjie begin pla. Iets in jou, in 'n verhouding of iets in jou werk, iets wat stadig maar seker net besig is om te drup en dit word al hoe erger en erger. Dit kan jou vrede steel. Dit kan maak dat jy nie lekker werk nie of nie lekker opstaan nie. Maar ek het goeie nuus vanmôre. Net soos 'n kraan wat drup reggemaak kan word en net soos 'n dak wat drup reggemaak kan word, kan God ook daardie druppende situasie in jou lewe herstel. Daardie sondes, daardie gewoontes, maar ook daardie ding by die werk wat bietjies al hoe meer en meer 'n irritasie word. Daar's iets wat jy jouself vanmôre moet afvra. Is daar 'n klein druppeltjie in my lewe wat aanhoudend drup? En wat kan ek daar omtrent doen? Wat steel my vrede? En wat is besig om my verhouding met die Here stadig, druppeltjie vir druppeltjie reg te lei? Here, 'n druppeltjie is iets kleins, maar wanneer ons die emmer onder die druppel sit, dan word dit vol en dit word meer en meer. En Here, so besef ek dat klein dingetjies groot invloed op ons lewens kan hê. Ek wil vanmôre kom bid, Heilige Gees, dat U sal help om die druppende toestand in ons lewens te kom oplos, te kom droog maak en dat ons volmaak voor U kan staan. Amen.